Welkom by hoofstuk 3. In hierdie hoofstuk kyk ons na die kenmerke van 'n volwasse Christen mentor. En nou wil ek sommer dadelik versigtig wees en dit kwalifiseer, want die laaste idee wat ek by jou wil skep, is dat jy moet hierdie spesifieke geestelike vlak bereik voordat jy mag deelneem in disippelskap en in die disippelskap proses. Maar dis hoegenaamd nie waar nie. Wat wel waar is ek en jy moet altyd bly vorentoe beer en streef na geestelike volwassenheid. In die volgende hoofstukke gaan ons baie detail bespreek. So ek wil jou vra, neem jou boek, lees die verse, ons kan nie al die verse lees nie, en maak notas, sodat jy nie agterraak nie. Paulus sê in 2 Korintiërs 13 vers 11, verder broers, wees bly, streef na geestelike volwassenheid. Aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede, en die God van liefde en vrede sal by julle wees. Nou, hierdie vers herinner ons iets aan Paulus wat vir die Korinte skryf en sê, hoor, hierdie goeters moet julle op aandag gee, want dit is die kern en die essensie van mentorskap. Oswald Chambers het gesê, spiritual maturity is not reached by passing of the years, but by obedience to the will of God. Kan ek dit sê? Elkeen wat hierdie kursus doen, en ek praat nou spesifiek van ontdek 401 mentorskap, moet bewus wees dat die taak en die doel van hierdie kursus is om jou op te lei om 'n mentor te wees. Die taak en die doel van hierdie kursus is om jou uit te daag om 'n mentor te wees vir die volgende generasie in die disippelskap proses. Daar's 2 verse wat van belang is. Die eerste vers is in 1 Timoteus 4 vers 16, wat Paulus vir Timoteus waarsku en hom uitdaag, let goed op jou leer en jou lewe, volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. En hierdie moet vir my en jou aanmoedig om te sê, daar's mense wat my en jou dophou, daar's mense wat kyk na my en jou, hulle volg ons leiding, en ek moet goed oplet na my lewe en na my leer. Kolossense 1 vers 28, en hierdie vers het ons nou oor en oor aangehaal, en ons is nog nie klaar met hom nie, ons sal hom waarskynlik nog 'n paar keer aanhaal, sê, hom, dis Christus, verkondig ons, deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Nou, ons sê dit gereeld. Die Here vra nie baie nie, hy vra alles.